Hartlike goeienaand, ek groet jou hier op Maandag 27 Julie 2026 met 'n woord op sy tyd. En ons gesels vanaand oor wees 'n goeie luisteraar. Ons skrifgedeelte kom uit Spreuke 18 vers 13. Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Kom ons buig ons hoofde en ons open met 'n gebed. Hemelse Vader, ons kom vanaand met oop harte voor U. Dankie dat U 'n God is wat nie net praat nie, maar ook luister. Dankie dat elke gebed wat uit opregte hart kom, deur U gehoor word. Here, maak ons vanaand ons ore oop vir U stem. Verwyder elke trots, hardkoppigheid en vooroordeling uit ons hart uit. Laat ons nie net hoor nie wat ons wil hoor nie, maar laat ons hoor wat U vir ons wil leer. Heilige Gees, ondersoek ons harte. Wys vir ons waar ons ander onderbreek, waar ons te vinnig oordeel en waar ons vergeet om met liefde te luister. Mag U woord vanaand ons verander en ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen en amen. Nou, as jy vir die meeste mense vra wat die belangrikste deel van kommunikasie is, sal hulle sê dis praat. Maar God sê iets anderste. Die belangrikste deel van kommunikasie is om eers te luister. Nou baie huwelike lei omdat mense nie luister nie en baie ouers en kinders verstaan mekaar nie omdat hulle nie luister nie en baie kerke beleef verdeeldheid omdat mense antwoord voordat hulle regtig geluister het. Nou Spreuke 18 vers 13 gee ons 'n eenvoudige maar kragtige beginsel. Sê daarso, hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Nou God luister eerste. Wanneer ons bid, onderbreek God ons nie, hy luister. Psalm 116 sê dat hy sy oor na ons toe neig. Nou as God bereid is om na ons te luister, hoeveel te meer behoort ons na ander te luister. Jesus was 'n luisteraar. Dwars deur die evangelies sien ons hoe Jesus met mense praat. Hy vra, hy gee mense kans om hulle harte oop te maak. Hy luister selfs na mense wat deur almal verwerp is. Hy luister voordat hy antwoord en dit is ware liefde. Luister voorkom baie probleme. Hoeveel rusie sou nooit gebeur het as iemand net eers geluister het? Hoeveel verkeerde aannames sou vermy gewees het? Hoeveel seer sou nooit ontstaan het nie? Nou baie konflik begin nie omdat mense kwaad is nie. Dit begin omdat mense nie luister nie. Luister met jou hart. Ons kan iemand se woorde hoor, maar steeds nie luister nie. Nou ware luister beteken, ek gee aandag, ek probeer verstaan, ek wys respek. Ek luister sonder om dadelik te oordeel. Dis presies hoe Jesus met mense gewerk het. Luister na die Heilige Gees. Ons leef in 'n wêreld vol geraas, dis selfone, televisie, social media, menings, maar God praat dikwels in stilte. As ons nooit stil word nie, gaan ons sy stem moeiliker hoor. Maar elke dag moet ons tyd maak om stil te wees. Lees sy woord, bid en luister. Vra jouself vandag af, onderbreek ek mense gereeld? Luister ek om te verstaan of net om te antwoord? Gee ek God genoeg kans om met my te praat? Is ek bekend as iemand wat luister? Nou, wyse mense word nie geken aan mooi woorde nie. Wyse mense word geken aan sy vermoë om te luister. Wanneer ons leer luister na God, sal ons ook beter luister na mense. Wanneer ons beter luister, sal ons groter liefde, wysheid en genade praat. Mag ons elke dag bid, Here, gee my nie net 'n mond wat praat nie, maar ook ore wat luister.
Dis belangrik. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord wat vanaand ons harte aangespreek het. Leer ons om minder te praat en meer te luister. Bewaar ons daarvan om oorhaastige gevolgtrekkings te maak. Geef vir ons geduld wanneer ander praat. Geef vir ons liefde om mense se harte te hoor en nie net hulle woorde nie. Maak bo alles. Here, leer ons om u stem alleen te luister. Mag ons elke dag deur die woord en deur die Heilige Gees gelei word. Gebruik ons om vrede te bring, verhoudings te herstel en liefde uit te leef. Ons gee aan u al die lof en al die eer. In die magtige naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen en amen. Luister gerus na die volgende lied. Heer, leer my om stil te word, om nie te praat voor ek gehoor het nie. Gee my ore wat liefde verstaan en 'n hart wat ander eerste sien. Wanneer emosies hard wil praat en my eie stem te vinnig is, leer my deur u Heilige Gees, dat wysheid uit my lewe vloei. U luister elke keer wanneer ek bid. Geen traan of sug gaan ooit by u verby. Leer my, Here, om soos u te wees, vol geduld en liefde elke dag. Maak my 'n goeie luisteraar met 'n hart wat hoor voordat dit praat. Laat my woorde lewe bring en u liefde oral laat uitkring. Maak my stil wanneer ek moet, gee my wysheid deur die Gees. Ek wil luister na u stem, elke dag al nader aan u lief. Jesus, u het mense raak gesien, meer as net die woorde wat hulle sê. Het harte diep verstaan en elke mens met liefde gelei. Help my om diezelfde pad te loop, met zachtmoedigheid en ware vrede, dat my lewe altyd sal getuig van uw genade dag vir dag. Praat, Here, ek luister nou, my hart is oop vir u alleen. Lei my voetstap, lei my pad tot eer van u, my koning groot. Praat, Here, ek luister nou, meer
en 'n hart wat altyd na U sal luister. Indien dit op jou hart is om hierdie woord te deel, deel dit gerus met iemand wat dit moet hoor. En indien u gebedsversoek het en u wil hê ek moet vir u bid, stuur asseblief vir my 'n WhatsApp na 062 842 8396. Ek bid met liefde vir u. Blessings, lekker aand, tata.